Goeienaand, ons aandgesprekke hierdie week is dit Psalm 78. Psalm 78 is 'n geskiedenispsalm. Dit sing van die geskiedenis van Israel vanaf die uittog uit Egipte. Hulle trek van 40 jaar in die woestyn, die rigterstyd in die beloofde land, tot en met die roeping van Dawid. Die psalm is egter meer as 'n weergawe van gewone geskiedenis. Dis poësie, is 'n gedig, dit het 'n lied geword. Die geskiedenis van die psalm dra soos in poësie 'n baie dieper boodskap. Kinders moes hierdie lied uit hulle koppe leer en saam met hulle ouers sing. Dit moes nie net die feite in hulle gedagtes vas lê nie. Dit moet ook die ouers voortdurend herinner en opskerp. Dit moes deel word van hulle lewe, hulle kultuur, hulle hele wese. Die geskiedenis is maar net die dekor waarteen die verhouding van die Here en sy volk geskets word. Dis openbaringsgeskiedenis van wie die Here is. Dis verlossingsgeskiedenis van hoe die Here sy volk telkens verlos het. Dis ook mensgeskiedenis van hoe die volk, ondanks die openbaring en die verlossing van die Here, telkens ontrou was en nie hulle verantwoordelikheid nagekom het nie. En juis om hierdie redes is die psalm vir ons vandag steeds aktueel. Dit is dieselfde getroue Here wat hom aan ons openbaar het. Dis dieselfde verlossende Here wat ons goed ken. Dis dieselfde ontroue mense wat diep in onsself ook herkenbaar is. En juis hierin moet ons en ons kinders die psalm sing en ons eie maak. Juis hierom. Juis omdat dit ons herinner aan die getroue God wat voortdurend nie in dankbaarheid reageer nie, verlos, en in Jesus Christus moet ons hierdie lied sing. Dit moet ons oproep tot getrouheid aan die Here. Vers 1 tot 8 van die psalm is 'n inleiding wat die historiese lyne van die geskiedenis vooraf gaan. Dit gaan so, dit is 'n gedig van Asaf. Luister na wat ek jou leer, my volk. Luister aandagtig wat ek sê. Ek gaan 'n gedig voordra. Ek gaan julle inlei uit die geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal in die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Wat aan my vertel is, wat ek gehoor het, wat ek weet, dit sal ek nie verswyg nie, maar aan die volgende geslag vertel. Die boodskap van die psalm moet van een geslag na 'n ander oorgedra word. Soos 'n skakel in 'n ketting pas ek in hierdie oorverhaal, hierdie oorvertel in. Wat my ouers my vertel het, raak nie net vir my nie. En wat ek vertel, raak my kinders en potensieel hulle kinders, se kinders, se kinders. So werk die Here, persoonlik deur geslagte heen. Tel gerus saam met my, as ons nou vers 5 tot 6 lees. 5 geslagte word genoem. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders, dit is ons oupas en oumas, beveel om dit aan hulle kinders, my pa en ma, bekend te maak, sodat die volgende geslag, dit is ek, dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal word, my kinders, dit weer aan hulle kinders, my kleinkinders kan vertel. Die feit van oordrag en my rol daarin vervul my met dankbaarheid oor die oorvertellinge van my voorgeslagte. Die Here was getrou. Dit vervul my egter ook met huiwering oor my eie rol in die oorvertelling. Dit skep diep hartseer as die vertelling ergens van my af verder opgehou het om te bestaan. Genadiglik is die Here en sy beloftes groter as sy normale manier van doen. Want ergens in elkeen van ons voorgeslagte het hierdie vertelling al gestop.
of is dit skeef en krom oorgedra, en tog gaan die Here voort. Ja, genadiglik gaan hy voort, deur die voorgeslagte en soms ondanks die voortgeslagte. Genadiglik is dit hy wat mense inskakel in die genadigketting van oorvertel. Goeiedag.